Ja, uiteindelik tyd gekry om vir jou 'n video te maak oor die handwapens wat ek tans het of wat ek al gehad het. Ek het al redelik baie handwapens gehad en intussen verkoop of geruil vir iets anders. Die handwapens wat ek gehad het, maar nie meer het nie, dit was 'n CZ SPO1. Fantastiese wapen, maar dit is meer vir kompetisie skiet. Ek neem nie tans aan kompetisies deel nie, so ek het nie nut vir dit gehad nie, maar definitief een van my gunsteling wapens wat ek al besit het. CZ07, nog 'n fantastiese wapen, maar ek verkies 'n striker fire bo 'n hammer fire wapen. Dit is ook hoekom ek die CZ P10C eerder gehou het, wat jy later sal sien, en die ou 7 verkoop het. Dan het ek ook 'n CZ P10C optics ready ene gehad. Ek het tans net die normale CZ P10C. Ek verkies net iron sights bo red dots op handwapens. Ek het eerder die CZ P10C met die iron sights gehou. Dan het ek ook 'n Shadow System CR920 gehad. Goeie wapen, maar ek het reeds twee ander compact pistole, so die een het net in die kluis gelê, so ek nie regtig 'n nut vir hom gehad nie. Dan het ek ook 'n Smith & Wesson Shield gehad, goeie wapen, maar verkies my CZ P10 subcompact bo hierdie subcompact. Dan het ek ook 'n Smith & Wesson M&P Easy 380 gehad. Ek het dit vir die vrou gekoop, maar sy het nie gehou van dit nie, so ek het dit weer verkoop. Wat ek wel kan sê van dit is dat daai 380 rondte my baie beïndruk het, en dit is definitief 'n ander uit dit rondte daai. Dan het ek ook 'n Sig Sauer P36 P365X gehad. Ek het gekry op 'n trade. Ek het dit 'n paar dae gehad en toe het ek het weer geruil of iets anders, so ek kan nie lekker opinie oor dit gee nie. Dan het ek 'n Springfield Armory XD gehad. Goeie Springfield is natuurlik fantastiese wapens. So is 'n goeie wapen, maar ek kon net nie gewoond geraak het aan die safety op die grip nie. Dit is my net so onnodig. Hulle het so snaakse safety wat jy moet kompres so op die grip vir die wapen om te werk, en ek kon net nie gewoond geraak het aan dit nie. Dan het ek soos 'n Heritage Rough Rider gehad. Dit is 'n 22 wat gebaseer is op die ou cowboy revolvers. Ek het dit 'n ruk gehad, maar toe ek net gemoeg geraak vir ding en hom verkoop. Ek het ook 'n Ruger LCP 22 gehad, nog 'n 22 wat ek gehad het, maar ek het reeds ander twee en ek verkies my Glock, hierdie enetjie bo die Ruger. Dan het ek ook 'n North American Mini Revolver 22 Magnum gehad. Dit is so klein revolvertjie. Dit pas soms so in jou sak, en ek het gehou van, maar wat my geplaat oor hom is, dit is my opinie, dit is net 'n baie onveilige wapen, die manier hoe jy is moeilik om te verduidelik, maar hoe jy die patrone moet laai en goeters, en ek sien net daai is 'n ongeluk waiting to happen. En dan is ook 'n paar wat ek verkoop het, wat ek baie spyt is ek het verkoop. Een was 'n Smith & Wesson 686, dit was 'n 357. Ek kon dit vir die uit special natuurlik geskiet het. Dit is klassieke revolver, laat my baie dink aan die ding Colt Python, maar ek het hom, hy het net my kluis gelê en ek het hom verkoop, maar so, spyt, want dit is eintlik maar kuns daai. Dit is, behalwe dat hy mooi is ook gebou soos 'n tank. So ek spyt ek het hom verkoop. Dan het ek ook 'n Taurus Raging Hunter gehad, 'n 357. Dit is 'n jagrevolver en ek het 'n red dot op dit gesit en dit was super akkuraat om dit te skiet. Ek moes eintlik dit gehou het en ek spyt ek hom verkoop. Dan het ek 'n Glock G40 gehad wat soos 'n 10 mm. Hy skiet 10 mm rond is, en ek dink dit is seker my grootste spyt van handwapens wat ek al verkoop het. Want ja, daai is eintlik soos perfek vir as jy gaan jag. Baie mense jag, daar's klomp video's op YouTube van mense wat om jag, en dit is ook 'n perfekte pistool om te dra, waar as daar 'n plek is waar daar beere en goeders sit daar. Jy kry sulke holsters wat jy op jou bors dra, wat jy hom kan insit, so nogal maklik bekombaar en goeders. En ja, dan, dit is al die wapens wat ek nie meer het nie, wat ek gehad het. Dan begin ek maar met die lysie van wat ek tans het. Dis hierdie enetjie voor is, dis ook 'n 22. Dit is dieselfde grootte as my Glock 19, so jy kan sien, is dieselfde grootte. So, ek oefen met hierdie pistool, so dis my baie goedkoper natuurlik, .22 te skiet
as om 'n 9mm te skiet. So dit is meer 'n gebruik dit meer net soos om te oefen met die pistole. Want dit is dieselfde size as my G19. Hierdie is die Smith & Wesson Victory, lekker van pistooltjie om te skiet, natuurlik 'n 22. Dit het hierdie bull barrel op wat hom stabiel hou, so jy kan amper nie mis met hierdie pistool nie. Ok, nou kom ons by my 38 Specials. Hierdie is 'n Taurus 856. Dis die wapen wat ek dra elke dag op die plaas is. En dus ons het baie copperheads en timber rattlers hierso. So ons het giftige slange. So ek dra, of jy wys, hierdie, ek noem dit snake shot. Ek weet nie as jy kan sien nie. Maar ja, snake shot. Lyk soos klein haalgeweer shells. Maar ja, ek gebruik dit is nogal potent vir slange. So dis wat ek dra op die plaas elke dag. Hier is die Smith & Wesson Airlight, ook 'n 38 Special. Ek gebruik hierdie revolver wanneer ek gaan hike in die woud. Soos die naam sê, dit weeg amper niks nie, so jy weet nie eers jy dra dit nie. Dit is klein en lig en maklik om te dra op hierdie lang hikes. Die Airlight. Nou, dit vat die plus piece ook, so dit kan die swaarder gelaaide 38 Specials ook vat. Lekker revolvertjie. Hier is die CZ-P10S, dit staan natuurlik vir subcompact. Dis maar 'n klein pistooltjie. Hierdie pistool dra ek die meeste, omdat dit so klein is. Ek het 'n concealed carry permit, so ek kan dit dra onder 'n hemp en niemand weet eers ek hier het nie, so as jy winkels toe gaan of iets. Dis die pistool wat ek dra. Hier is die CZ-P10C, hier is natuurlik die compact weergawe van die subcompact. Ek is 'n massiewe CZ fanboy. As ons sover gaan ek sê hierdie is my gunsteling handwapen. Selfs in Suid-Afrika het ek 'n CZ besit en nou die mense het my gemok. Ek het gegaan vir handwapen klasse en goeders en almal het Glocks gehad en ek het hierdie CZ gehad en mense het nou nie gedink dit is so great nie, maar ek verkies actually my CZ's bo my Glocks. Dis weer vir vergelyking. Hierdie is natuurlik die subcompact en daar is die compact. Ek weet nie as jy kan sien nie. Dit is baie dieselfde, maar is tog maar 'n verskil. Ewe breed. Ek weet nie as julle kan sien op die video nie wat die verskil is nie. Maar ja, hier is die compact weergawe van hierdie ene. Dit is dieselfde grootte as 'n Glock 19, maar as ek tussen die Glock 19 en hierdie CZ moet kies, dan kies ek die CZ. Hierdie is my Glock 19. Soos ek gesê, ek verkies eintlik my CZ-P10C bo hierdie ene. Nog steeds 'n fantastiese wapen. Dis dit ek weet nie. Ek moet dit beskryf, maar ek hou net meer van my CZ's. So as ek my CZ dra nie, dan dra ek hierdie ene. Ek het vir hierdie ene True Glow night sights opgesit, so dit glow nie dalk in die aand, wat nogal nice is, maar dis wel een ding. Die CZ's het uitgekom met fantastiese iron sights al klaar. Ek moes vir hierdie ene ander sights opsit, omdat die Glock uitkom met baie slegte sights. Ek hou die wapen is leeg. Ek hou nie van die sneller op 'n Glock nie. Dit is, ja, net maar net my persoonlike opinie. Ek hou meer van die CZ se sneller. Ek hou meer, ja, dit voel net vir my bietjie beter kwaliteit as die Glock. Maar wat lekker is van die Glock, natuurlik die aftermarket service. Die parte is goedkoop. Jy kan dit oral kry. Magasyne is goedkoop. Ek betaal wat $75 vir 'n CZ magasyn. Wat wat definitief teen tel. Maar ja, maar nee, ek is nie anti-Glock nie. Ek kan sien ek het al paar Glocks besit en besit nog steeds paar Glocks, maar ek verkies my CZ's bo my Glocks. Hierdie is my Glock 17. Dit is die standaard grootte Glock.
wat jy kry, so hy's bietjie groter as die Glock 19 wat ek het. Ek hou hierdie in my bedkassie, wanneer ek 2 been probleme in die middel van die aand het. Ek het ook TrueGlow night sights op hierdie ene gesit. En wat ook lekker is van hierdie Glocks, ek gaan vir 'n groot kyk. Dit vat natuurlik hierdie, maar die Glock 19 sal dieselfde magasyn vat. En natuurlik die Glock 17 en Glock 19 magasyne is interchangeable. So hulle vat dieselfde magasyn. Natuurlik die Glock 17 sal nie die Glock 19 se magasyn kan vat nie, want hy's natuurlik korter, so hy pas nie in nie. Maar die Glock 19 sal al die Glock 17 se magasyne vat. Hy steek net so 'n bietjie uit. Maar anyway, wat lekker is, hulle is interchangeable en dit kan natuurlik hierdie 30 ronde monster magasyne hanteer. En wat lekker is, onthou ek het daai Henry ook. So ek gebruik hier dieselfde magasyne in die Henry ook.